that saved a wretch like me. Goeiedag, ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat vir elke mens gekom het bykans 2000 jaar terug. En dis vir my so belangrik as ons na die goeie nuus gaan kyk, dat dit moet goeie nuus wees. Goeie nuus is wat 'n mens gewoonlik hoor, nuus is iets wat reeds gebeur het. En dit is hoekom dit die blye boodskap genoem word. En ek dink 'n mens moet opgewonde raak as jy hierna luister, veral in die tyd waarin ons nou leef. Dan dink ek maar net by myself, elke keer as ek moet gaan sit en met mense gesels, opnametjies maak of wat ook al, dan dink ek daaraan, ek gaan na die mense toe kom, en dan weet ek dat daar is altyd teestand. En die skrif sê vir ons in 2 Korintiërs 4 vers 4, hy sê in die 3de vers eintlik, as hierdie evangelie nog bedek is dit bedek in die wat verlore gaan. En dan sê hy, en wie die God van hierdie wêreld julle sinne verblind, so die heerlikheid van Jesus Christus nie op julle sal skyn nie. Dan sien ek hoe mense die woord wat ek gaan bring, nie maklik gaan glo nie, of baie mense. Daar is 'n verskriklike groot werklikheid wat mense die volheid van Christus aanvaar. En baie mense bly nog in die tradisie. En dan besef jy Matteus 16 vers 5 sê Jesus self, hy sê, julle het die werk van God kragteloos gemaak deur julle tradisies. Dan dink 'n mens ons is so vasgevall in ons tradisies, maar in elk geval, maar die antwoord het gekom en dis baie belangrik dat ons na die antwoord gaan kyk. En ek sien altyd is daar 'n progressie. En soos ek met tyd gaan, dan sien ek die Bybel raak verslete en dan moet ek 'n ander Bybel kry en dan is dit ook goed so, want as ek baie keer teruggaan, dan sien ek en ek wonder, hoe kan 'n mens hierdie highlighters en hierdie merke en die aantekeninge wie maak uitkry, want dit wat vir jou op 'n stadium, en dit is die progressie in die skrifte was, 'n groot werklikheid was, kom op 'n stadium, dan sien 'n mens dat die progressie maak nie dit wat jy gesien het onwaar nie, maar daar's 'n groter werklikheid, en dis die werklikheid van geloof. Geloof is iets wat jy het, want dit is nie jou geloof nie, dit is God se geloof, dis 'n oortuiging, maar dat jy absoluut tot 'n groter oortuiging kan word, en die oomblik wat daar vir jou 'n groter oortuiging kom, dan verdwyn die kleiner oortuiging. Dit sê nie dat hy's nie meer waar nie, nog steeds waar, maar daar's ietsie wat nou groter vir jou kom, en dan sien 'n mens een van die gedeeltes waar jy dit baie mooi sien, is dit die gelykenisse. En ek kry telke maal as ek met mense praat daaroor. Jesus het op aarde geloop. Hy het gelykenisse baie goed vertel. Ons kan nooit groter as Jesus kom nie. Ons kan nooit dit wat Jesus gesê het onwaar verklaar of wat ook al nie. Maar die belangrikheid daarvan is dat daar's 'n sekere faktor in waar Jesus met die mense gepraat het, en as hy in die 4 evangelies praat, dan praat hy nog steeds onder die wet, en dan maak hy sekere dinge aan hulle bekend, wat die skrif vir ons later aan sê, dat as die vyand alles geweet het, dan sou hy nooit toegelaat het dat Jesus gekruisig word nie. So dis hoekom ons moet besef dat dit wat Jesus vir ons gesê het in die 4 evangelies, is absolute werklikheid, maar soos ek sê, hy het nog met die Jode gepraat, hy het nog onder die wet gepraat, en hy kom byvoorbeeld by hierdie gedeeltetjie waarna ek wil kyk, en dit is in Matteus 13, waar hy praat van die saaier. Groot menigstes by hom vergader, en hy is kyk geklim, en dan sê vers 3, hy het baie dinge deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê, hier in hierdie geval praat hy van die saaier het uitgegaan om te saai, en dan sien jy dat Jesus het met hulle gepraat oor die saad wat op die 4 verskillende grondkondisies geval het. Ek wil nie spesifiek daarna kyk vandag nie. En dan kom hy, dan sê Jesus vers 9, wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En die disippels het gekom en vir hom gesê, waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? Waarom spreek u tot hulle deur gelykenisse? Jy sien, baie van die gelykenisse het Jesus vertel. En dan kry jy nou waar die mense nou na die tyd kom en daar's Bybelstudies en hulle het hierdie scholars gehad wat die bymekaar gekom het en gekyk het wat hierdie werklikhede kan beteken. Dan sien jy daar was maar verskil onder hulle ook. En dieselfde ook dan hier
het ons dat baie mense het verskillende sieninge, maar ons moet ook verstaan dat wanneer Jesus 'n gelykenis vertel, het hy een spesifieke dingetjie vir hulle probeer sê. So nou vra hulle vir hom, hoekom praat u deur gelykenisse? En dan sê Jesus vir hulle die volgende, voor hy die gelykenis vir hulle uitlê, vir die disippels. Hy sê, toe antwoord Jesus en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Met ander woorde, die ouens daar buite, aan hulle is dit nie gegee nie. Jesus sê, maar vir julle disippels is dit gegee. Maar hy gebruik die woordjie verborgenhede. Onthou, dis verborgenhede. Nou kom ons kyk hoe gaan hierdie verborgenhede. Want hy wat het aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. Daarom spreek ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sien nie, en terwyl hulle hoor nie hoor en verstaan nie. Sien mense, ons moet hierdie werklikheid van hierdie gelykenisse moet ons verstaan. Hy sê vir hulle, en hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê, met die gehoor sal hulle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie, want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en hulle genees nie. Sien, hier kom die ding, en sink jy, maar joeg, dis eintlik dan so fantastiese, hoekom wil Jesus hulle keer, dat hulle nie hulle self kan bekeer, en dat hulle self kan genees nie. Want jy sien, die werklikheid van dit is, daar is 'n groter werklikheid. Jesus Christus is op pad om hierdie werklikheid te doen. Onthou, wat het gebeur in Genesis? God het die mens geskape as 'n is-mens. Hulle was beeldnis en gelykenis. En hulle verkies om te luister na die vyand wat sê, as jy iets doen, kan jy word soos God. En die mens word vlees, hy word 'n doen-mens. En deur die hele Ou Testament is dit dat die mens probeer dinge opwerk op hulle eie manier. Romeine 10 praat daarvan, dan sit Israel, die volk van God. Hy sê hulle het hulle nie gesteer aan die manier waarop God mense vryspreek nie. Hulle wil dit op hulle eie manier verkry. Mense, dit is so belangrik dat ons na dit gaan kyk. Nou kom Jesus hier en hy sê vir hulle, want dis verborgenhede, en die ouens daar buitekant, laat hulle nie kom en sê, hoor, ek het myself bekeer, en kyk hoe goed is ek nie. Dis wat die Fariseërs van praat. So die hele tyd dan praat Jesus daaroor, en jy sien dat selfs kom hy hier en hy praat in die 17de vers, hy sê, want voorwaar ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien, en het dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en hulle dit nie gehoor nie. Dan verwys dit na byvoorbeeld Dawid in Romeine 4. Kyk wat skryf Dawid in Romeine 4, hy sê, praat oor die werk, hy praat oor die geloof. Hy sê vers 4, maar aan hom wat werk word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. En dan sê hy, en aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig word, sy geloof tot geregtigheid gereken. Soos Dawid ook die mens salig spreek aan wie God geregtigheid toereken sonder werke. Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Jy sien dit, hier praat hy daarvan, Dawid het hierdie goed geskryf, hy het dit geprofeteer, maar hy kon dit self nie verkry nie. Jy sien, en dis hoekom Jesus vir hulle sê, dat hulle dit nie dalk op hulle eie manier probeer verkry, en in hierdie onwerklikhede van die doen-mens nie. Kom ons gaan kyk na dieselfde gedeelte, dan praat hy daar in Markus 4, praat hy daarvan, en natuurlik Lukas 8 ook, maar kyk in vers 2, en hy het baie dinge aan hulle geleer deur gelykenisse, en vir hulle in sy lering gesê. Met ander woorde, Jesus het die mense hier geleer, en kyk wat praat hy, verduidelik die saad wat op die 4 verskillende grondkondisies geval het. En dan sê hy vers 9, hy sê van wie ore het om te hoor, laat hom hoor. En toe hy alleen was, het die wat saam met die 12 rondom hom was, hom na die gelykenis gevra.
En hy sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkryk van God te ken. Aan julle is dit gegee. Maar vir hulle wat buite is, kom alles deur gelykenisse, sodat hulle kan kyk en nie sien nie, en hoor en nie verstaan nie, dat hulle hul nie miskien bekeer en die sondes hulle vergewe word nie. Jy sien weer eens hierdie werklikheid wat Jesus hier besig is om vir hulle te sê. Want God het in Genesis 3 vers 15 vir die vrou gesê, jou saad gaan sy kop vermorsel. Jou saad, dis Jesus Christus, gaan die werklikheid bring. Nie jy self nie. Adam kon nie, alhoewel hy gewandel het saam met God en hy die begeerte van God was. Hy was die een wat opgemors het. Hy kon dit nie doen nie. En die mens deur die Ou Testament het gedink hulle gaan dit bereik. En dan sien jy dat Petrus praat daarvan in Handelinge 15. Hy sê dat nie ons of ons voorvaders hierdie werklikhede kon onderhou nie. Jy sien, so dis die belangrikste wat ons moet sien, alhoewel dit baie mooi klink, want Jesus sê, dit wat jy gaan doen, gaan net, hy sê jou beste werke, sê in Jesaja, soos vodde voor God, want hy gaan 'n werklikheid doen wat 100% werklik kan wees. Hy sê vir hulle, begryp julle nie hierdie gelykenis nie, hoe sal julle al die gelykenisse verstaan? Hy sê, hoe sal julle die gelykenisse verstaan? Hy sê, die saaier saai die woord. Die saaier saai die woord. So God werk met 'n woord. En dan kom hy in Romeine 10 vers 17 en sê, want geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. Jesus gaan hier weer verder, dan vertel hy vir hulle die gelykenis van die lamp, nadat hy die gelykenis van die saaier vir hulle uitgelê het. Ander gelykenis het hy nie vir hulle verduidelik nie, maar hierdie het hy verduidelik. Hy sê, en hy het vir hulle gesê, die lamp kom tog nie om onder die maatemmer of onder die bed gesit te word nie. Is dit nie om op die staander gesit te word nie, want daar's niks verborge wat nie geopenbaar sal word nie, en daar's niks weggesteek nie, of dit moet aan die lig kom. Jy sien, hy sê, Jesus sê, vir daar's baie dinge wat verborge is. Hy sê, die lamp, die lig, wie's dit? Jesus Christus, moet op die staander gesit word. Nie onder die maatemmer nie, maar in die 4 evangelies is dit nog onder die wet, dis nog bedek. Hoekom? Sodat die God van hierdie wêreld dit nie sou weet nie, want anders sou hy nie Jesus Christus gekruisig het nie. Verstaan, mense, hoekom dit nog verborgenhede wees? Jesus sê, maar daai verborgenhede sal oopgemaak word, wanneer na die kruisiging en met die opstanding van Jesus. Gaan verder, hy sê, as iemand ore het om te hoor, laat hom hoor. Weereens, geloof kom deur die gehoor, gehoor deur die woord van God. En hy het vir hulle gesê, pas op wat julle hoor. Met die maat waarmee julle meet, sal vir julle gemeet word. Dan stop ons daar. Maar hy sê, en daar sal bygevoeg word vir julle wat hoor. Jy sien, hy sê, en vir wie het sal gegee word, en hulle wat nie het nie sal weggeneem word. Dan praat hy oor kennis. Met ander woorde, Jesus sê hier vir hulle, julle moet nou begin indelf in hierdie werklikhede. En soos wat julle in hierdie werklikhede indelf, sal ek die groter werklikhede aan julle openbaar. Maar dieselfde wat hy vir die disippels gesê het, net voor die kruisiging, wag vir my. Nee, ek gaan opstaan en dan gaan ek vir julle die volle werklikheid kom bring. Hy praat in Johannes 16, hy sê, dan gaan ek ook die Heilige Gees stuur, en hy sal julle in die volle werklikheid inlei. Mense, baie belangrik, Jesus praat met hulle hier oor met gelykenisse, en dan kom hy en dan sê hy vir hulle, dis soos 'n legkaart, hy gee vir hulle klein stukkies van hierdie legkaart, sodat hulle 'n prentjie kan begin sien. Maar hy het nie vir hulle die volle prentjie gegee nie. En dis hoekom as ons met die gelykenisse besig is, dan is dit nog vir die mense wat daar buite is. Dis as ons wat nou in die na-kruistydperk staan, nee, dan sien jy hoe die gelykenisse baie keer mense verdeel. Dan kry baie keer mense wat met vrae kom. Byvoorbeeld die vraag wat hy dan praat in Matteus 20, dan praat hy daarvan oor die arbeiders wat op verskillende tye gehuur is, en die party is in die oggend gehuur, en die party net voor Chila tyd is hulle gehuur, en dan het almal dieselfde loon ontvang. Dan sê mense vir my, hoekom moet ek my lewe nou afsloof, en ek moet nou so eng probeer lewe, en op die ou einde, my belangrikste ding is net om voor ek doodgaan by die Here uit te kom, en as ek uitkom, dan kry ons dieselfde prys. Jy sien, Jesus het dit vir hulle vertel, om vir hulle te sê,
dat maak nie saak of dit die Jode was wat eerste gehuur was nie, en of dit die heidene is wat op die ou ende, want hy praat met hulle, hy sê vir hulle, die heidene gaan ingesluit word, sê Jesus vir hulle in Johannes 10. Hy sê, as skape van 'n ander kraal wat ingesluit moet word, en dit gaan wees een kudde en een herder. Jy sien, so baie belangrik, Jesus is besig om vir hulle voor te berei vir hierdie werklikhede, en vir hulle te sê, weet jy wat, die ewige lewe gaan nie 'n reward wees op jou goeie werk nie. Maar dan moet ons ook verstaan, dan sê mense, ag wat weet jy wat, of ek nou iets doen vir die Here of nie iets doen nie, dit maak mos nie saak nie. Nee, want ons gaan almal dieselfde prys kry. En dit gaan so, dit is 'n werklikheid, die ewige lewe is nie 'n reward nie vir jou goeie werke nie. Maar dink net bietjie daar, hy praat van baie plekke, praat hy van die gelykenis, hy praat van die talente, verskillende talente wat mense ontvang, en dit wat hulle daarmee gedoen het. Hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 10, hy sê dat almal gaan voor die regterstoel van God staan en ontvang vir dit wat hulle gedoen het in hierdie lewe. Ek wil nie nou daarop ingaan nie, maar hy sê in 1 Korintiërs 3, hy sê, daar's 'n fondasie en almal bou op die fondasie, hooi en hout en goud en silwer en alles. Hy sê, maar dit sal alles getoets word. Party ouens sal alles verbrand word wat hulle gedoen het. Dan gaan niks oorbly nie, maar hulle siele sal gered word. So, mense, baie belangrik, hierdie gelykenisse wat Jesus vertel, maak 'n klein deeltjie vir hulle oop oor hierdie werklikheid. Maar kom ons gaan kyk gou weer terug na Matteus 13, hierso so vers 24. Praat hy van die gelykenis van die onkruid. Hy sê, 'n ander gelykenis het aan hulle voorgang gesê, die koninkryk van die hemel is soos 'n man wat goeie saad in die land gesaai het, en terwyl die mense slaap, het die vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. En die diensknegt het vir die Heer gesê, meneer, het u dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, vyandige mense het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil jy hê dat ons dit moet bymekaar maak? Maar hy antwoord, nee, dat julle nie miskien as julle die onkruid bymekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat al twee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaier sê, maak die onkruid bymekaar en verbrand dit. Jy sien, dit is baie belangrik, want Jesus praat hier met hulle in die gelykenisse, maar dan weet ons ook dat die skrif sê vir ons, dat byvoorbeeld 1 Timoteus 2 vers 4, dan sê die skrif vir ons, dat God wil nie hê dat een mens verlore moet gaan nie, maar dat almal gered word, en dan sê hy tot 'n kennis van die waarheid kom. Nou kyk mooi wat praat hy hiervan. Hy sê in 2 Korintiërs na die kruisiging, dan sê hy vers 14, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei, want ons is 'n aangename geur van Christus, tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste reuk van die lewe tot die lewe. So wat sê Jesus hier vir hulle? Hy sê vir hulle, nee, weet jy wat? Julle kan nie nou kom en sê, man, kom ons sny daai ouens uit en ons sny daai ouens. Mense is so geneig om ouens uit te sny. Nee, ons werk is een plant, een gooi nat en God gee die groei. Dit sê in 1 Korintiërs 3. So, dis so belangrik vir ons dat ons na hierdie goed gaan kyk, so 'n klein dingetjie wat Jesus vir hulle gesê het, sodat hulle nie moet kom en sê, nou begin ons uittrek wie ons wil uittrek nie. God sê, verkondig hierdie evangelie aan die ganse mensdom, na die kruisiging, nie voor die kruisiging nie. Dis hoekom hulle dit nie kon verstaan nie. Dis hoekom Jesus vir hulle sê, wow, raak eers rustig, los die goedjies laat hulle groei, want ek gaan nog iets doen. En nadat ek aan die kruis gesterf het, gaan ek vir julle met die hele sak patats uitkom, en ek gaan vir julle hierdie werklikheid kom gee. Mense verstaan nie hoekom die 4 evangelies nog deel van die Ou Testament is, hoekom dit nog onder die wet geskryf is. Kom ons kyk gou na ietsie anderste. As ons byvoorbeeld, ek wil net hier vir ons nog een versie lees, Matteus 13 vers 34. Al hierdie dinge het Jesus deur die gelykenisse vir die geskare gesê, en sonder gelykenisse het hy vir hulle niks gesê nie, sodat vervul sou word die woord wat gespreek is deur die profeet, vervul, Ou Testament, vervul. Ek sal my mond open deur gelykenisse, ek sal
uitspreek dinge wat verborge was van die grondlegging van die wêreld af. Jy sien, hierdie is nie 'n plan B waarmee Jesus besig is nie. Hierdie is absoluut God se plan wat hy mee besig is, wat besig is om te ontvou. Nou kyk, hoekom? Hierdie selfde disippels wat hy nou vir hulle gesê het, julle sal hierdie verborgenhede verstaan, maar aan die wat buite is, hulle sal dit nie verstaan nie. Kyk hoe goed het hulle dit verstaan. Hulle gaan, die kruisiging vind plaas, die opstanding vind plaas, ouens loop op die pad, die Emmausgangers, en Jesus sluit by hulle aan en hulle herken hom nie. Maar dis sy disippels. Jy sien, hoekom al die werklikhede word geskei aan die kruis en die opstanding. Voor dit was daar nog 'n verblinding. 2 Korintiërs 3 sê dat julle is nog verblind gewees. Julle sou die werklikheid nie kon sien nie. Kyk mooi wat sê. Hy stap saam met hulle. Hy sê hulle oë is weerhou. Ek gaan net so 'n paar dingetjies sê. Hulle praat met hom oor hierdie dinge wat gebeur het. Jesus sê vir hom, watter dinge? Hulle sê, is jy 'n vreemdeling hier? En hulle gaan verder en hy sê vir hulle in vers 25, o onverstandiges met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. Vers 27, Lukas 24, en hy het met hulle begin van Moses af en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het hy verder gegaan. En hy kom op 'n stadium en hy maak of hy verder wil gaan. Hulle hou aan dat hy by hulle aan tafel, hy by hulle moet kom oornag, en hulle sit aan tafel vers 30, en hy neem uit die brood en hy dank en hy breek dit en gee dit aan hulle. Vers 31, toe hy die brood breek, toe is hulle oë geopen en het hulle hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. Toe is hulle oë geopen. Wie het hulle oë geopen? Nie hulle self nie. Verstaan nie hoekom al hierdie gelykenisse, alles wat Jesus vertel, is nog vir die ouens wat daar buite is. Hy sê, want hulle kon nie verstaan nie, want anders te probeer hulle self bekeer, hulle probeer hulle self red, maar Christus het gekom om die ganse mensdom te red, om die ganse mensdom bekering te gee, om die ganse mensdom 'n wedergeboorte te gee. Selfs Nikodemus kon dit nie verstaan nie, en hy was 'n predikant gewees in Johannes 3. Jy verstaan hoekom dit so belangrik is, dat ons moet gaan kyk na die boodskap wat na die kruis gekom het. En kyk wat sê hy toe nou weer, nou gaan die verskyning van Jesus, nog steeds Lukas 24, en hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Sien jy self, daar in die gelykenisse sê hy, die ouens daar buite en julle, maar hy sê daar's verborgenhede. En nadat Jesus opgestaan het, toe open hy hulle oë om te kan verstaan. So, mense, baie belangrik dat ons moet kyk na die evangelie, dit wat na die kruis gekom het. Na die kruis, dan kom hy, dan praat hy daarvan, dan sê hy vir hulle, dat julle moet nou in die kennis van God groei. Hy gaan verder en sê in Galasiërs 5 vers 22, hy sê die vrugte van die gees, jy sien, nou daar het hy nog in die 4 evangelies gepraat oor die saaier en die saad en die vrug dra en alles, julle moet vrug dra. Sien die gelykenisse, dit was nog alles die mense werksprestasie onder die wet. Na die kruisiging, die opstanding sê hy, maar nou het julle die gees ontvang, wat julle ook aanvaar het, en as jy dit aanvaar, dan sal die gees vrug in jou dra. Galasiërs 5 vers 22, die vrugte van die gees is nou bekend. Dit is die evangelie, die sukses van Jesus aan die kruis. Amen. I'm found was blind, but now